Goeiemiddag almal, ons begin. Ons begin. Ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het en trou bly tot in ewigheid. Ons Vader in die hemel, ons bid dat U ook met ons sal wees in hierdie middag, waar ons terugdink aan 'n lewe wat hier op aarde tot einde gekom het, en in Christus glo ons, daardie lewe word nou voortgesit met 'n verheerlikte liggaam, sonder trane, sonder pyn. En ons dankie dat ons so vanmiddag hier saam kan wees, om perspektief op daardie lewe te kry, en ook op ons elkeen se eie lewens. En ons bid dat U die woord wat ons lees, dat U dit sal seën in die harte wat dit aanhoor. Ons bid dit alles in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Soos hier by mekaar vir die troostdiens van, soos dit hier op die begrafnisbrief staan, Martha de Bruin Geyser, soos ons almal haar mag ken het. Ons wat nou werklik jonger as sy is, as Tannie Mafie, en sy is gebore 10 Februarie 1930 en oorlede 12 Mei 2025. Dan lees ek die begrafnisbrief. Die Here het van ons weggeneem ons geliefde Mafie in die ouderdom van 95 jaar. Ons dank die Here vir die tyd wat sy aan ons geleen was. Mafie word diep betreur deur haar bedroefde kind, kleinkinders, agterkleinkinders, familie en vriende. Ons lees vanmiddag uit Job hoofstuk 19 van vers 23. Mag my woorde tog opgeskryf word, mag dit ingegrafeer word op 'n monument met 'n ysterpen en lood, vir altyd in 'n rots uitgekap. Ek weet dat my losser leef. Uiteindelik sal hy op die aarde triomfeer, selfs nadat hierdie siekte my vel weggevreet het, sal ek nog lewe en God sien. Ek sal hom sien, met my eie oë sal ek hom sien, hom en niemand anders nie. Ek smag daarna met my hele lewe. Die eerste stukkie wat ons gelees het, mag my woorde tog opgeskryf word, mag dit ingegrafeer word op 'n monument met ysterpen en lood, vir altyd in 'n rots uitgekap. Laat 'n mens nogal dink aan 'n grafsteen. Nou baie van ons het nie meer vandag grafstene nie. Ons het maar 'n gedenkdiens soos nou. En ons het herinneringe. In besonder glo ek het julle elkeen herinneringe aan Tannie Mafie. Julle het die herinnering van watter vrou sy was, watter ma sy was, en baie van julle van watter onderwyseres sy was. Nou ons het nou maar hier maar net die herinneringe van watter bejaarde vrou sy was. En so elkeen het so tipe monumentjie van haar, wat jy in jou gedagtes oprig. En jy sê, so en so was sy. En Job, nadat hy al baie swaar gekry het hy ook gesê, ek wil 'n monumentjie vir my self oprig. Maar dan is dit nie vir homself nie. Dan sê hy,
Wat is die belangrikste wat ek van myself kan sê? Wat ek op hierdie monumentjie kan skryf? Die belangrikste wat ek oor myself kan sê, is dat ek weet my verlosser leef. En uiteindelik, met al die mooi herinneringe, is dit al wat blywend is dat jy weet, jou verlosser leef. Met al die goeie herinneringe wat jy van haar het, en so in die begrafnisbrief is daar baie goeie herinneringe. Dis die heel beste wat 'n mens aan kan dink as jy aan haar dink, is dat sy geweet het, haar verlosser leef. Dat sy geweet het, by al die vrae wat sy ook maar oor die Bybel gehad het, dat sy geweet het, hierdie boek, tussen al die boeke waarvoor sy so lief was, hierdie boek is die waarheid. Dit is meer as 'n storie. Dit is meer as 'n skrywer wat sy gedagtes deel. Dit is die lewende God wat sy genade deel. Sy genade in Christus Jesus. En dit is eintlik hoekom ons leef, om in ons eie lewe ook daardie monument na te laat. By alles wat elke van ons eendag gaan agterlaat. Dis seker die belangrikste wat ons gaan agterlaat, is die besef dat ons verlosser leef. Selfs al is 'n mens se lewe baie keer baie moeilik. En ons weet Tannie Mafie het ook 'n groot deel van hartseer in haar lewe gehad. Sy het in haar laaste jare het sy met haar gesondheid geworstel. Sy het ook gesê, MP van Wyk Lou se swart hond, wat depressie is, die swart hond plaar maar ook. So sy het met daardie swaar kry gelewe, soos Job, maar by daardie swaar kry, is daar dan die helder lig, wat sê, ek weet, my verlosser leef. En 'n verlosser is iemand wat jou gekoop het. En daarom is 'n mens is nie waardeloos. Baie van ons word groot met die idee, ek beteken nie veel nie, maar jy beteken genoeg vir Jesus om jou te gekoop het met sy bloed. Dit het hom duur gekos om te sê, jy is vergewe. En hy tree ook vir ons in. En dit is wat Job dan eintlik ook hier sê. Ek weet my verlosser leef, en uiteindelik sal hy op die aarde triomfeer. En selfs nadat hierdie siekte my vel weggevreet het, sal ek nog lewe en God sien. Hy gee perspektief op jou lewenspad. Ja, al word jou, soos dit letterlik daar staan, al word jou vel van jou afgeskeur, dan weet jy, daar lê ander kant hierdie lyding, lê daar die opstanding van die liggaam. Daar lê die aanskoue van God, 'n lewe met oorvloedige blydskap. En dit is waarna 'n mens kan uitsien, na die genesing wat plaasvind. En dan weet 'n mens die swaar kry in hierdie lewe. Want hoekom kry ons swaar? Ons kry swaar van dat Adam en Eva in sonde geval het. En is siekte en dood is deel van ons lewe. Maar na hierdie lewe, omdat Jesus Christus uit die dood opgestaan het,
na hierdie lewe weet ons, elkeen wat in Jesus glo, ek sal lewe en ek sal hom sien soos hier staan. Met my eie oë sal ek hom sien, hom en niemand anders nie. En dit is ons troos, die troos ook by 'n geliefde wat in Christus sterf, dat jy weet, sy sien nou die Here, en sy sien hom op so 'n manier, sonder swakheid, sonder blindheid. Sy sien hom en sy kan huppel soos 'n jong dogter. Sy kan voluit dink, beter as wat sy ooit hier op aarde kon dink het. Dit is die wonderlike vooruitsig. En dit is werklik die enigste troos in lewe en sterwe, is dat ons nie aan onsself behoort nie, maar aan ons Here Jesus Christus, ons getroue verlosser en saligmaker. Amen. Kom ons bid saam. Ons Vader in die hemel, ons bid dat U ons ook sal lei om 'n monument vir Tannie Mafie Geyser in ons lewe op te rig. By al die mooi spore wat sy in ons lewe getrap het, dat ons ook die belangrikste sal onthou, dat sy geweet het haar verlosser leef. Ja, dat sy met hom die lewenspad geloop het, en dan ook geweet het, die einde met hom is so goed. En ons bid dat dit ons mooiste herinnering sal wees, by al die ander mooie herinneringe. Ons bid dit alles in die naam van ons verlosser, Jesus Christus. Amen. Oké, laat my net toe om asseblief om 'n paar bedankings te doen. As ek enigiemand uitlaat te vergeet, vra ek om verskoning, dit was 'n besige week. So vergewe my asseblief. Dominee van der Sant, baie dankie vir die diens, mooie woorde. En ook dankie aan die rol wat u in die gereformeerde kerk oor die afgelope 2 dekades in haar lewe gespeel het. Sy was eintlik nooit in julle area nie, sy moes hier bo wees Stefaans gewees het, maar sy het besluit sy like daai kerkie, sy gaan haal. So julle het haar gevat, en selfs toe sy nie meer kon kerk toe gaan nie, het julle haar nog steeds kom besoek, jy en die ouderling, en het was altyd 'n hoogtepunt in haar lewe. Dan aan die inwoners van Kruinpark, haar vriende, wat gereeld besoek, gekuier, ondersteun het, baie dankie dat julle haar vriende geword het en gesorg het dat haar oud word, daarom 'n bietjie van 'n plesier word. Dan aan die administratiewe personeel van Kruinpark Ouetehuis, en veral aan die verpleegsters, en die permanentie, vele daaglikse besoeke, soms middernagtelike besoeke, moeilike tye. Baie dankie vir die besondere respekvolle manier waarop julle deur al die jare tot haar dood behandel het. Toe ons al 20 jaar terug 'n ouetehuis vir haar in Roodepoort gesoek het, was ek nie so seker of hierdie die regte keuse was, want ek het nie ouetehuise hier geken nie. Maar tot vandag toe, is ek nog nie een keer spyt oor daai keuse nie. So baie dankie vir alles. Dan ook aan Kruinpark vir die gebruik van die saal, spesiaal vir Tiny daar agter. Dankie Tiny, vir haar hulp met die
tafels en die doeke en so aan, en die verversings. Dan aan oom Loek van Vieren, met al vir die afgelope ten minste 50 jaar, haar vriend, finansiële adviseur, belastingkonsultant en soveel meer was. Baie dankie. Tot in die einde het sy altyd onthou, haar geld is in veilige hande in Alberton. Dan sê ek vir haar, maar sy geld is in die bank. En sy sê nee, daar is 'n ou in Alberton, hy het my geld. So, dankie. En my ma se dokter, Dr. Jäger, baie dankie vir alle jare se behandeling en ook die laaste tyd toe sy nie meer kon spreekkamer toe gaan nie, het hy sy huisbesoeke kom doen. Baie dankie daarvoor. En Martie en die personeel van Afbop Horizon, baie dankie vir julle flinke, vriendelike en sympathieke hulp met die reëlings. Daar was niks wat vir julle te veel moeite is nie. Aan al die vriende, familie, dankie vir julle boodskappe, telefoonoproepe, ondersteuning, asook besoeke oor die jare. Dankie aan die familie en vriende wat ook vandag hier so is. Dit word waardeer. 'n Spesiale woord van dank aan my ma se vriendin Annelies. Sy het eintlik my ma aangeneem as haar tweede ma. En sy het gereeld kom besoek, eetgoedjies, plante, boeke, geskenke, softtoys, you name wat gebring. Jou besoeke was altyd vir haar 'n hoogtepunt. Aan Waldo, Marlies, Bianca en Milan, baie dankie vir julle besoeke en omgee vir ouma. Dan aan die Call en Nurse, Tersia, Priscilla, Lebo, Andani en Gracia, wat die laaste paar jaar voltyds nagekyk het. Vir julle baie dankie, julle was fantasties. Dan spesiaal vir al die lede van die Oudtshoorn Motorfietsklub, wat 29 jaar gelede my ma aangeneem het, as hulle ma en ouma, en as hy enigiets nodig gehad het, was julle altyd by hom te help. Karkort, brieke, of 'n diens, julle was daar. Televisie wil nie werkie, maak korte bed, maak korte walker, 'n reistoel, 'n rem by die trappies, 'n handreëling by die toilet, korte koper vir haar kar. Julle was altyd daar. So baie dankie. Dan laastens het Waldo my gevra, ek moet myself bedank, so, gek, baie dankie. Van my kant af, dit was net 'n plesier om agteraan te kyk, nadat ek aan my jong dae al haar hel gegee het. Ok, en dis dan dit. Weer eens jammer as ek iemand geskiep het, maar baie dankie. Dan kan ons seker maak. Ja, dat is verversings. Verversings. So.